sê Ritme familie, waar jy ook al kyk, hier of daar of deur, jy is baie welkom. Ritme is bedoel vir elkeen wat die Here se woord liefhet. Ons ritmeer digitaal elke week en vandag is geen uitsondering nie. Ons is uitverkoop aan die Bybel, ons is uitverkoop aan die Here, ons is uitverkoop aan die evangelie. Daarom is dit Johan en my se verwagting en geloof en hoop dat jy elke keer die onverdunde woord van die Here sal hoor en dat dit in jou lewe 'n groot impak sal maak. Baie welkom, dit is so lekker om saam met jou elke keer te mag reis. Vir jou wat digitaal ingeskakel is en ook vir elkeen naby Pretoria wat elke Sondag aand om 6uur in die kwartaal so welkom is by King Price se spasie. Wel, dit is tyd vir Ritme Digitaal. Hier gaan ons. En sommer van my kant af ook baie welkom by Ritme Digitaal. Dit is altyd so voorreg vir my en Stefan en ons twee regterhande vir Peer en vir Dani om so saam met jou te kan kuier, letterlik 52 weke van die jaar. Dit is regtig 'n voorreg en dit is nou weer my beurt en ek hoop jy is reg daar aan die ander kant. Sommer net so terloops, nou die dag het ek sommer net gekyk 'n bietjie, mense wat gereageer het op van die Ritme Digitaal boodskappe, waar hulle vandaan kom, en dit was my verskriklik interessant, en bemoedigend, en inspirerend. Mauritius, kan ek onthou, was een van die plekke wat iemand 'n boodskap uitgestuur het, Nieu-Seeland, Australië, daar was uit Europa uit, en ek bedoel, dit is die hele Suid-Afrika vol, so weet jy, elkeen van julle is verskriklik welkom, en weet dis vir ons 'n verskriklike voorreg om hierdie te kan doen. Ek wil sommer nou wegspring met die tema, en dit is om te floreer. Om te floreer. Ek het so 'n tyd terug, 'n gehele tyd terug, het 'n gemeente waar ek ook die voorreg gehad het om 'n boodskap te bring, het 'n hele reeks gedoen rondom floreer, en dit is vir my natuurlik weer een van daai mooi Afrikaanse woorde, om te floreer. En dis waaroor ons gaan praat, om geestelik te floreer. Nou wat beteken dit? Ek bedoel, floreer het alles te doen met groei, met geestelike groei in jou lewe, met ander woorde om net nooit te stagneer nie. En partykeer om te groei, moet 'n mens bloei. Ek dink sommer onmiddellik aan Johannes 15, dat die snoeisker ingelê word, sodat daar groei kan kom, sodat daar floreer kan gebeur in jou lewe en in my lewe. So ja, is 'n belangrike boodskap. Wat is die dinge wat maak dat ek en jy floreer in ons geestelike lewe? En weer, terwyl ek met jou praat, nog 'n skrifgedeelte wat in my kop opkom, die baie bekende Johannes 10 vers 10. Ek noem dit sommer ook altyd die 10 uit 10 vers. Ek gebruik dit baie met ons jeug. Sê ek altyd vir hulle, onthou die 10 uit 10 vers. Jesus is aan die woord en hy sê vir jou, jy moet pas op, daar's 'n dief wat steel en slag en uitroei. So kom ons vertaal dit binne die konteks van vandag. Daar's 'n dief wat nie wil hê dat jy en ek moet floreer nie. Ons moenie nader aan die Here kom nie. Ons moenie in 'n nou intieme verhouding met hom staan nie. Hy kom steel en slag en roei uit. Die Engels kill and destroy. Maar dan natuurlik die goeie nuus. Ek, Jesus, wat gekom het sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Mooi Engelse vertaling, life in all its fullness. So ek dink onmiddellik daaraan. Dis tog wat floreer is, life in all its fullness, lewe in oorvloed. En ek wil nou sommer net vandag by 4 goedjies stil staan. Ja, mense, kom ons raak nou eerlik met mekaar. Ek bedoel, daar's nie altyd die 3 stappe of die 4 stappe of die 7 stappe nie. Daar's partykeer die 17 stappe of die 27 stappe, en hierdie is so 'n geval wat 'n mens baie goed uit die woord uit kan haal, wat jou kan help om te floreer in jou lewe, spesifiek jou geestelike lewe. Maar ek het besluit op 4 goed. En die eerste een waarby ek wil stil staan,
En dit is genade en genade alleen laat jou floreer. Dis die beginpunt. Dit is altyd belangrik vir my om te weet waar moet ek begin. Dit kan enige iets wees. Ek bedoel, waar kan ek begin om lief te hê? Waar kan ek begin om dankbaar te wees? Nou binne die konteks van vandag praat ons nou oor floreer. Waar begin floreer? Dit begin by genade en genade alleen. Ek dink die fout wat baie mense maak vandag, gelowig en ongelowig, maar in die besonder ongelowig is dat ek noem dit die leerteologie. En nou met leer bedoel ek nou nie leer met jou kop nie, ek praat van 'n fisiese leer wat jy opklim teen 'n gebou. Nou hoekom ek dit die leerteologie noem, is doodgewoon, dat ons het in ons koppe en in ons gedagtes, dink ons dat om by die Here uit te kom, om in 'n verhouding met die Here te staan, klim ek en jy teen 'n leer op om by die Here te kom. En hoe klim 'n mens hierdie leer? Jy doen meer van die goeie, so meer Bybel lees, meer bid, meer mooi woordjies, al daai tipe van goetertjies, gawer wees met mense, nou die mooi Engelse woord nicer wees met mense, dan klim jy die leerteologie. En dan het jy natuurlik nou die ander kant om teen die leer uit te kom. Jy moet al hoe minder van die slegte goed doen. Jy moet minder skinder. Jy moet minder vloek. Jy moet minder liefdeloos wees. Jy moet minder al die slegte goeder. So dis soos 'n wiskundige som. En dan klim jy op teen die leer om by die Here uit te kom. En selfs gelowiges, nadat ons regtig genade ontdek het en in 'n verhouding met die Here staan, het ons nog steeds partykeer hierdie wanpersepsie van die Here wat vir ons dophou terwyl ons nou teen hierdie leer uitklim en teen hierdie leer opklim. En dit is presies, ek wil amper sê die teenoorgestelde, die antitese van genade. Genade is nie werk nie. Genade is onverdiend. Dit is wat genade is. Ek ontvang iets wat ek glad nie verdien nie. Dis mos nou genade. En daarom is dit genade. Daarom word dit genade genoem. Ons kan dit nooit verdien nie. Ons kan nie werk daarvoor nie. Ek sê altyd, sou ons wel die leer kon geklim het na God toe. Hoekom moes Jesus enigsins aarde toe gekom het? Gee my een rede hoekom Jesus aarde toe moes gekom het, as ek en jy die leer kon opklim na God toe. Dis juis, ons werke kan ons nie in 'n verhouding met die Here plaas nie. Ons beste dade en die heel minste van die slegte goed in ons lewe kan ons nie in 'n verhouding met die Here kry nie. Dis moralisme. Dit is humanistiese pogings om by die Here uit te kom. Genade en genade alleen red. En Paulus help ons so mooi. As hy vir ons skryf in 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus was sonder sonde. Nou dis 'n belangrike feit wat ek dink elke mens weet dit. Jesus het nooit sonde gedoen nie. So hier staan dit in 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus was sonder sonde. En dan is daar 'n belangrike maar in hierdie vers. Maar God. So hier is al verdraai. Jesus wat nooit sonde gedoen het nie, maar God het hom, hierdie Jesus wat nooit sonde gedoen het nie, in ons plek, my plek, jou plek, as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Nou mense, hier is dit nou net, hier is 'n wonderwerk. Die wonderwerk van genade word hier vir jou beskryf. Jesus die volmaakte wat nooit sonde gedoen het nie. Hoor hoe onregverdig is genade. Hy, daardie Jesus, word as 'n sondaar behandel. In my plek, in jou plek. Wat beteken dit om as 'n sondaar behandel te word in Jesus se geval? Hy sterf wreed aan 'n kruis. Ek sê altyd die kruis was vir my bedoel, die kruis was vir jou bedoel. En hier kom God, maar God vat hierdie Jesus, hierdie sondevrye Jesus, die vlekkelose lam. En hy kom maak hom die sondaar. Hy laai al jou sonde, al my sonde op Jesus. En
Jesus sterf in jou plek en my plek. Waarvoor? Ek en jy word vrygespreek. Ons diepste behoefte, ons belangrikste behoefte is vryspraak. Ons weet dit nie, maar dit is hoe dit is. Jy wil nie elke aand en elke dag loop en gaan slaap met guilt en met shame nie. Skande en skuldgevoel nie. Ons word vrygemaak daarvan. Vryspraak jou diepste behoefte, my diepste behoefte. Goed. So, genade, onverdiend, en dan ook baie onregverdig teenoor Jesus, wat in ons plek as sondaar behandel word. En dan weer help Paulus ons. Hierdie keer in Efesiërs 2, vers 8. Hy sê dit duidelik. Duideliker kan geen mens dit vir jou sê nie. Julle is inderdaad uit genade gered. Deur geloof. Hoe word jy gered? Genade, genade en nogmaals genade. Hoe kom jy in 'n verhouding met God, jou Vader? Hoe kry jy dit reg dat jy vir God, almagtig, soos baie mense hom noem, die man daarbo, dat ek en jy vir hom kan sê, Vader, dat ons in 'n verhouding met hom kan staan. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Ek en jy kan nie die leer klim na God toe nie. Redding kom nie uit jouself nie, jy kan dit nie bewerk nie. God bewerk redding deur af te buig na jou en na my toe. Ek wil amper sê die leer af te klim na jou en na my toe. Dit is 'n gawe van God, en daai woord gawe, beter vertaling, dit is 'n geskenk van God. Anderswoorde, genade word 'n geskenk wat vir jou uitgedeel word, wat vir my uitgedeel word. 'n Verhouding met God is 'n geskenk wat God vir ons gee. Wat moet ons maak met 'n geskenk? Ons moet dit aanvaar, ons moet dit vat. In hierdie geval is dit aanvaar genade en leef vanuit genade, 'n ander lewe. Vanuit genade kry jy 'n nuwe identiteit. Vanuit genade kan jy nou floreer, kan jy nou 'n lewe in oorvloed leef. Let wel, jy klim nie die leer om in 'n verhouding met die Here te kom nie. Genade kry jou in 'n verhouding met die Here, en dan verander jou lewe. Dan kom die goeie werke, dan kom die goeie dade, dan kom die lewe wat maak dat jy floreer. Waar begin? By genade. Genade alleen. So daar's ons eerste puntjie, wat jy mooi moet verstaan. As jy wil floreer, verstaan genade. Genade is Jesus Christus. Genade is God in aksie. Nommer 2. James Gall skryf die volgende woorde. So ek gaan nie nou vir jou onmiddellik net sê wat is punt 2, jy gaan aflei wat dit is uit hierdie woorde van James Gall. Hy sê, learning to be quiet before the Lord is one of the greatest challenges we face today in our quest to enter in and experience true intimacy with Him. So wat's die tweede ding? Intimiteit met God. Stil, intieme, diep tye met God, wat jou verhouding met God deurentyd en aanhoudend verinnig en verdiep. Maar kyk wat doen James Gall. Hy gebruik woorde wat hy sê, one of the greatest challenges. Mense, kom ons sê dit nou maar vir mekaar. Ek en jy is besig. Hierdie wêreld is gejaagd. Dit gaan rof. Elke dag, sonder uitsondering. Jou kop raas. Jou lyf is in beweging. Jou dagboek is vol. Nou ek sê altyd, ek het nog nooit 'n probleem met besig wees gehad nie. En met 'n vol dagboek gehad nie. Dit is eintlik 'n wonderlike voorreg. Maar daar's 'n groot verskil tussen besig wees en gejaagd wees. Gejaagdheid wat jou weghou van intimiteit met die Here. Gejaagdheid wat absoluut die feit dat jy moet floreer kom steel. Wat jou intieme verhouding met die Here kom versuur en kom bederf. Dit is gejaagdheid. En dan die ander ding, saam met gejaagdheid, is geraas. Hierdie wêreld is loud, om die minste daarvan te sê. Hierdie wêreld is propvol geraas, propvol stemme. En ek en jy moet kom by silence and solitude. Dis waarby ons moet kom. Silence and solitude. Wat 'n uitdaging. Gewone James Gall noem dit one of the greatest challenges. Want silence and solitude in 'n gejaagde, geraas
wêreld is nie vanselfsprekend nie, dis nie maklik nie. Dis 'n belangrike dissipline in jou lewe en in my lewe. Kom ek lees vir jou uit Markus 6, vanaf vers 30. Jesus se disippels kom terug, hulle is opgewonde, hulle gaan nou verslag lewer. Hulle kom gee terugvoer oor, kom ons noem dit hulle uitreik, hulle weggaan. Kom ek lees dit vir jou. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel, wat hulle gedoen en wat hulle die mense geleer het. So kry die prentjie van Jesus en die apostels kom terug en hulle luister na mekaar en Jesus luister na hulle en hulle gee terugvoer. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. Nou hier is dit nou alweer, die skare mense, wat die geraasvlakke verhoog, wat die gejaagdheidsvlakke verhoog. Hulle wil nou net bietjie rustige tye met mekaar deel en alleen wees en terugvoer gee en opgewonde raak saam met mekaar. Maar nee, hier's 'n magdom mense. Hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Dis vir my mooi, wat Jesus vir sy disippels sê. Kom ek vat julle weg, kom ek vat julle na 'n stil plek toe, hoor dit, silence and solitude, en kom rus 'n bietjie, julle het rus ook nodig, en ek en jy ook, ons het ook rus nodig in ons lewe, ons het ook hierdie silence and solitude in ons lewe nodig. Jesus self lees ons van in Matteus 14, vers 22 en 23. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim, om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan, net so te loop. Hierdie is sommer net so 'n bietjie besides the point, so 'n bietjie langs hierdie verhaal, eintlik die punt wat ek wil maak, is hierdie oorkant is 12 kilometer, so sy disippels gaan nou ver weg. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan, om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. So daar is die tweede baie belangrike punt. Nommer 1, het ons mekaar gesê, genade alleen. Nommer 2, daai silence and solitude, 'n intieme verhouding met God, wat hy deur genade moontlik gemaak het in jou lewe en in my lewe. Nou nommer 3, as jy wil floreer, is, ek noem dit invloed, maar baie spesifiek, die regte soort invloed in hierdie lewe. Mense, jy kry baie mense wat sterk invloed het, maar dis baie slegte of negatiewe of verkeerde invloed. Dink aan Hitler in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog. Dink aan Hitler. Ek voel hy het 'n verskriklike invloed gehad, maar 'n totale verkeerde soort invloed. So as jy wil floreer, is die regte soort invloed baie belangrik. En hier wil ek graag die verhaal gebruik. Ek is oortuig ek het hierdie verhaal al gebruik, maar weet weer, binne die konteks van floreer, vandag is ek oortuig dat hierdie gaan vir jou baie beteken. Die baie bekende Jim Collins is 'n ou wat werk in navorsing doen in die Amerikaanse sakewêreld. 'n baie goeie spreker, 'n uitstaande skrywer wat hy het miljoene boeke al verkoop, 10 miljoene boeke plus al verkoop. En ek het eendag na 'n praatjie van hom geluister. Wat sy praatjie geëindig het, wat hy vertel. Hy het eendag na een van sy mentors toe gegaan. En hy vra vir sy mentor, gee vir my 'n paar wenke oor hoe om suksesvol te wees. Ek wil graag suksesvol wees. So gee vir my 'n paar wenke oor hoe om suksesvol te wees. Give me a few tips on how to be successful. Nou kyk, ek het gesit en luister na hierdie praatjie. So ek was nou reg om te skryf en al hierdie wenke, al hierdie tips nou neer te skryf, want wie van ons wil nou nie suksesvol wees nie? Ons wil nie graag mislukkings in die lewe wees nie. Right. Toe kom die volgende antwoord van sy mentor. Jim, life is not about being successful. Life is about being useful. En ek leer met dit mooi hoor. Life is not about being successful. Life is all about being useful.
Was vir my in daai oomblik nogal 'n bietjie ontnigtering, want ek het nou stap 1 en stap 2 en stap 3 verwag. Maar weet jy dat ek baie mooi gaan nadink hieroor. Jy besef dit net weer. Sukses is baie keer selfgerig, selfgedrewe. Dit gaan oor geld, dit gaan oor besittings, dit gaan oor eiendom, dit gaan oor jou bankrekening, dit gaan oor jou status, dit gaan oor jou mag, dit maak mense in vandag se tyd baie suksesvol. En wat sy mentor hier vir hom sê is, Jim, weet jy wat, useful, dit gaan eintlik oor ander mense. As jy regtig wil floreer in jou lewe, hou op om selfgerig te lewe, hou op om selfsugtig te wees, en begin leef vir ander mense, terwille van ander mense, begin om ander mense op te hef. Dit is die boodskap wat sy mentor vir hom gegee het, met ander woorde die regte soort invloed. Hoor hierdie skrifgedeelte, 1 Korintiërs 4 vers 10. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. So wat is die doel van gawes? Hoekom gee die Here gawes? Weer, 'n beter woord vir gawes, soos die Engels dit vertaal, gifts, geskenke. Hoekom gee die Here vir my sekere geskenke? Hoekom gee die Here vir jou ander geskenke? Hoekom gee hy weer vir iemand anders ander geskenke? Hoekom? Sodat ons dit kan weggee, sodat ons dit kan uitdeel, sodat nie net ons floreer nie, maar die wêreld floreer. So jy en ek kan floreer deur te besef dat die lewe gaan oor usefulness, nie die siek definisie van sukses in vandag se tyd nie. Daarvoor gee die Here vir ons gawes, geskenke wat ons moet gaan uitdeel aan ander. 'n vierde punt, omdat ek baie hiermee werk, ek sê dit is so 'n bietjie subjektief die keuse van hierdie punt, is gesinne wat floreer. So daar's ons vierde punt, gesinne wat floreer, en daar's so min florerende gesinne vandag, dis hartseer, gesinne wat gelukkig is. Ek praat nie van die odd fight nie, dis mos nou normaal, dit gebeur in elke huis en elke huwelik en tussen elke kind en ouer, ek nie daai ou klein petty goedjies nie, ek praat van regtig florerende gesinne, versus gesinne wat uit mekaar uitval. Dink aan Adam en Eva, waar dit geëindig, in terme van die een beskuldig die een, en daai een beskuldig daai een, en daai een beskuldig die slang, ek bedoel, wat 'n absolute dysfunksionele gesin uiteindelik. Kain en Abel, waar daai verhaal geëindig, wat 'n tragedie, absolute tragedie, twee broers wat mekaar absoluut haat met passie, en dan Jakob en Esau, my word, ek bedoel, dis die een dysfunksionele gesin na die ander, Josef en sy broers, ek bedoel, mense, dit is nou maar net so. Hoekom is gesinne vir my wel baie belangrik, as dit kom by floreer en 'n florerende lewe, want dis die mense die naaste aan jou. Dis die mense die naaste aan jou. As jy praat van 'n binnekring, 'n persoonlike binnekring, dis die mense die naaste aan jou. En as jy wil floreer, dan moet jy die mense in jou binnekring, moet jy goeie verhoudings mee hê. Dit is baie belangrik. Nou toe Moses 'n ou babietjie was, toe hy gebore is, lees ons die volgende in Hebreërs 11 vers 23. Omdat die ouers van Moses geglo het, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning gewees nie. Hoor iets, sy ouers het 'n kort tyd met hom gehad. Hulle sien mooi. Daai mooi is nie sy looks nie. Is nie 'n aantreklike jong man nie. Mense, ons praat van 'n pasgebore baba. Dit is doodgewoon potensiaal, mooi potensiaal wat ontwikkel moet word. En dit is wat ons in gesinsverband met mekaar moet doen. Ouers na kinders toe, kinders na ouers toe. Ons moet mekaar regtig opbou, bemoedig, investeer in mekaar, gaaf wees, vriendelik wees, die vrugte van die Gees leef in ons gesinne. Want as jy werklik wil floreer, dan moet jy in gesinsverband floreer. En hierdie einste Moses word toe nou 'n volwassene, 'n belangrike leier in die Ou Testament, en dan lees jy in Deuteronomium 6 vers 7. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat, as jy in jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Wat sê hy hier? Ouers moet 'n voorbeeld wees vir ons kinders. Ons moet in woord en daad 'n voorbeeld wees vir ons kinders. Met ons liefde, met ons dade van liefde, met ons woorde van liefde, moet ons opbou en investeer. Hoekom? Sodat ons gesinne kan floreer. So ek sluit af, ek vat saam. Heel eerste, om te floreer,
genade en nogmaals genade. Alles begin met genade. Nie jou leer teologie om uit te klim teen die leer nie. Nee, genade en nogmaals genade. Intimiteit met God, silence and solitude, om jou verhouding met die Here te verdiep. Die regte soort invloed. Nie die oppervlakkige sukses van wat hierdie wêreld bied nie, nee. Usefulness, om in te bou in ander mense, om jou gawes, jou geskenke te gaan uitdeel, te gebruik tot eer van die Here. En dan floreerende gesinne, om regtig weer moeite te doen met ons gesinne, om ons gesinne te verdiep, te verinnig, die verhoudings daar, en vorentoe te gaan. Ek hoop dit help jou. Ek hoop dit help jou so bietjie met floreer, soos ek sê, een van die mooiste Afrikaanse woorde wat daar is. Kom ek bid vir ons. Here, help ons om te floreer. Ons wil kom kies om te floreer. Dankie vir genade waar dit alles begin. Dankie vir intimiteit met U, Here, vir daai stilte en alleen wees met U. Dankie, Here, vir die regte soort invloed, dat ons gawes, die geskenke wat U vir ons gegee het, kan uitdeel en kan weggee in hierdie wêreld, om nie net onsself te laat floreer nie, maar ook om ander te laat floreer. En Here, kom seën ons gesinne, in Jesus naam. Amen. Dit was so lekker om saam met jou te kuier. Moenie volgende week mis nie, jy het baie om na uit te sien, en van my kant af, hê 'n heerlike week, tot ons weer ritme saam doen volgende week. Ek vertrou jy het die boodskap net soveel geniet soos ek. Dit was opbouend, dit was die Here se woord onverdund. As jy wil betrokke raak by ritmebediening, jy is so welkom en jy sien die skakels vir die finansiële bydraes. Baie dankie ook dat jy hierdie bediening ondersteun. Jy is ook welkom om Ritme Digitaal op ons verskillende sosiale media platforms te volg, om hierdie boodskap verder te versprei en om weer daarna te luister. Mag jy 'n lekker en geseënde week beleef.